Welkom by Every Nation Bloemfontein. Ons hoop jy geniet die boodskap saam met ons. Ja, ons weet nie altyd hoekom die Here doen wat hy doen nie. Ek dink saam met tyd, dink dit baie gebeur. Ons sien nie altyd die hele prentjie nie, maar ons weet die Here is besig om te werk en wat die Here ons moet doen is om te volg dit wat hy reeds vir ons gewys het. Dit beteken nie, ons kan soek vir meer van dit nie. Dit beteken nie, ons kan vra vir meer van die volheid en alles te sien van wat hy wil doen nie. Ons moet, inteendeel, dus hy vir ons wil hê, hy wil hê ons moet soek na sy wil, hy wil hê ons moet aanhoudend op 'n plek wees waar ons sê, Here, wat is u wil? En nie wat is my wil nie. Ons moet dit soek, ons moet dit anders soek en so die Here is getrou binne dit wanneer ons aanhou soek na sy wil, wanneer ons aanhou vra vir hom, of ons duidelik te maak wat sy wil is, dan is hy getrou om dit vir ons te openbaar. En dan wys hy ons nuwe dinge. En so elkeen van ons is geroep om in hierdie lewe te leef volgens geloof. Dis hoe dit werk. En so, dit is wat ek 'n voorbeeld van, om te sê, Here, ons weet die vat ons ergens heen. En dis ek dink ook geloof vir ons, mag ons, ek vra julle as gemeente, mag ons mense wees wat arm bid vir, wat ander die Here saam vertrou vir waar die Here hulle vat. Dat hulle duidelikheid sal kry, dat hulle bevestiging kry vandag, wat die Here wil hê moet doen en waar moet wees. Laas naweek was ek nie hier nie, ek weet nie hoeveel mense hier was nie. Ek voel vir my derde van ons is by 'n trouwe gewees in Vriesberg, die ander derde, ek weet nie waar hulle was nie, maar almal is, half van die mense siek en bloem, en half is sommer kom en so, ek wil sommer net 'n oomblik vat en 'n bietjie feedback gee oor waar ons was voor laasweek, en dit was by die Bultkonferensie en ons is deel van iets groter as net Every Nation Bloemfontein. Ons is deel van 'n groter familie van kerke, ons is deel van 'n groter beweging, ons is deel van 'n ten minste Every Nation Suid-Afrika familie, wat 'n spesifieke visie het, wat gelei word met die vooruitsig om God se koninkryk verder vorentoe te vat. En een van die goed wat my uitgestaan het op die Bultkonferensie, opnuut elke keer as ons so by mekaar kom, is hoe dit regtig gaan oor meer as Bloemfontein. Wat so baie met ons gebeur in ons lewens en ons daaglikse wese, is ons fokus so om net 'n bestaan te maak in daar waar ons is in ons onmiddellike omgewing. Dat ons vergeet van dit wat God alles besig is om te doen. Ons kyk na ons eie klein prentjie, ons is so gefokus, ons is ingezoom, en dis waar ons moet fokus en goed moet doen. En ons is so maklik dat ons hier binne iets probeer vind en net besig raak met dit en vergeet om op te kyk. En te hoor wat die Here besig is om te doen in die nasies. Om te hoor waar die Here ons roep. Om te hoor waarvan ons ook deel is. En so, jy sê ook vir jouself, is ek deel hiervan? Wel, een manier minstens is jy deel hiervan. En dit is, as jy iets gee by hierdie gemeente, waar ons gee 10de van dit wat ons ontvang na dit toe. Na werk en na buite wat aangaan in die nasies. So ons is deel van dit, en jy is ook deel van 'n manier van mense wat hier besig is om mense te ondersteun en te bemoedig en ons lei met sekere goed. Jy is deel van dit. En wat ons nodig het om te hoor is dat God ons roep om nie net deel van dit te wees in so 'n manier nie, maar om te weet dat hy ons roep om op 'n groter manier deel te wees hiervan. Dis ons wat hier in Bloemfontein, ja, hier die koninkryk groei, hier die Here vertrou vir mense tot bekering te kom. Hier mense disipel, hier mense leer wat dit beteken om saam met Jesus te leef, om hom te volg. Dis die oproep vir elke liewe een van ons, dat ons op groei in hoe ons dit doen, hoe ons naby aan Jesus leef, maar ook dat ons sal groei en hoe ons ander help om naby aan Jesus te leef. Dit is wat hy van ons vra. Maar is ook 'n plek waar die Here ons oor wil oplig en sê, maar daar is nog plekke. Daar is nog ander mense wat nie in Bloemfontein is nie. Jesus wat sê, julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van die aarde. Dit is 'n belofte wat hy maak wanneer ons gevul word deur sy Gees. Dat ons gedring word om verby onsself en ons eie omstandighede te leef.
En so wat God opnuut in ons harte wil kom vestig, daar is 'n groter prentjie as Bloemfontein. En so ek hoop jy hoor wat ek sê vanoggend. Dat God roep ons as 'n gemeente na iets meer toe as Bloemfontein. Hy roep ons ook na iets meer toe as net hierdie groep mense hier saam. Daar's 'n plek waar ons reeds is. Die Here roep ons reeds om te sê, daar's mense wat ons ondersteun en verbid en bemoedig om op kampus uit te ry. En as ek iets vir die Here wil doen in plekke rondom ons, daar's goed wat hy wil doen in 'n city, daar's goed wat hy wil doen in Kimberley, daar's goed wat hy wil doen in ander dele van die wêreld. En hy wil jou deel hê van dit. Hy hoef nie vir jou deel te hê van dit. Maar hy kies om vir jou 'n geleentheid te gee om deel te wees van dit. En elkeen van ons het 'n keuse oor of ons wil deel wees van dit. Wat God forceer nie. Dit maak verskillend uit vir elkeen van ons. Maar op die minste is tot 3 maniere. En dit is dat ons kan bid, ons kan iets gee, en ons kan self gaan. Dit is hier, en dit is daar buite. En soos wat ons fokus op die oomblik rondom die boek van Jona, en wat het behels is daar iets wat Wiekes laasweek gebeur het, en hy het die vraag gevra van, hoe is jou Nineve? Wie is jou Nineve? De andere woorde wat hy eindelijk maar gevra het is, wie is die mense na wie jy wil gaan nie? Wie is die mense wat jy dink nie na geminister hoef te word nie? En ek wil binne in dit inpraat en eindelijk maar net 'n bietjie meer aangaan oor wat aangegaan het in Jonas se hart en hoekom hy op daai plek was van hy wat nie na Nineve toe wil gaan nie. En so die vraag is nie soveel hoekom wil jy nie, na wie toe wil jy nie gaan nie, die vraag is hoekom wil jy nie so toe gaan nie? Hoekom wil jy nie gaan nie? Jy sien, die waarheid is dat dit is nie of God ons roep om die evangelie te deel met ander mense nie. Jesus was baie duidelik daaroor voordat hy opgevaar het deel. Is baie duidelik daaroor dat hy vir mense gesê het, maar gaan en maak disippels. Gaan verkondig die evangelie tot in die uithoeke van die aarde. En hy het gegee vir al sy disippels. En daar was 120 mense saam in die binnekamer, nie net die 12 wat gevul is met die Gees om getuies te wees. En daar was meer, daar was 120 die hele kerk op daai stadium. Die begin van dit was gevul met God se Gees om deel te wees van hierdie commission. Om te gaan en die evangelie te gaan verkondig. En so is Jona elke een van ons. Ek en jy is Jona. Want ek en jy word geroep om 'n boodskap ergens te vat. Net soos Jona geroep was deur God om 'n boodskap ergens te vat, na mense. Soos ek en jy geroep om 'n boodskap te vat na mense. Wat ek al gevind het, is baie keer wil ek. In hierdie week het iemand my gebel, is mense wat my eintlik laasweek gekontak het. En hulle bel my en hulle sê my, daar's iemand hierso in Bloemfontein, hulle swaar, lê hierso. En hy het daar rond. En die prentjie wat vir my geskep word is iemand wat, hy is nie wel af nie. Hy sit in 'n gat uit moeilikheid, hy het nie werk nie, ons het soveel moeilikheid met hom en wat in my binneste gebeur is okay, ek moet uitreik hom. En as ek eerlik is, dan is dit soos maar, ek nou met die Here. Dit is net ek wat eerlik is. Wat gaan ver om nou tot die ou te bedien? Waar moet ek mense gaan haal? Waar moet ek daai ou gaan help wat nie rigting het in sy lewe nie? Kan nie iemand anders vir my stuur, dis ons nou maklik.
Soos wat ek hierdie weg besef ek, maar ek het eintlik maar nie dieselfde hart as Jonah het. Dit is fout op my hart. En so die Here skuif my om tyd te maak. In my hart is ek in hierdie gedagte, ek het goed moet doen, ek het ander goed beplan, ek moet goed gaan doen. En so ek is soos, okay, kom ek nou ergens dalk, ek sal dit 'n uur wees as gaan. Die einde van die dag so 2,5 uur en ek hoop ek sien hom volgende week weer. Iemand het nodig om die evangelie te hoor. En so mag die Here ons harte skuif dat ons bereid is om iets op te offer, sodat iemand by hom kry kom. Lees Jonah se hart in Jonah 4. So ons eintlik reg lees wat aangaan binne sy hart. So dis die skrifgedeelte wat ek vir ons wil lees. Ek gaan begin met 3 vers 10 en dan gaan ons al die pad lees tot 4 vers 11. Die lees in ESV. So when God saw what they did, how they turned from their evil way, God relented of the disaster that He had said He would do to them, and He did not do it. But it displeased Jonah exceedingly, and he was angry. And he prayed to the Lord and said, "O Lord, is not this what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to Tarshish. For I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and relenting from disaster. Therefore now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live." And the Lord said, "Do you do well to be angry?" Jonah went out of the city and sat to the east of the city and made a booth for himself there. He sat under it in the shade, till he should see what would become of the city. Now the Lord God appointed a plant and made it come up over Jonah, that it might be a shade over his head, to save him from his discomfort. So Jonah was exceedingly glad because of the plant. But when dawn came up the next day, God appointed a worm that attacked the plant, so that it withered. And when the sun rose, God appointed a scorching east wind, and the sun beat down on the head of Jonah, so that he was faint. And he asked that he might die, and said, "It is better for me to die than to live." But God said to Jonah, "Do you do well to be angry for the plant?" And he said, "Yes, I do well to be angry enough to die." And the Lord said, "You pity the plant, for which you did not labor, nor did you make it grow, which came into being in a night and perished in a night. And should not I pity Nineveh, that great city, in which there are more than 120,000 persons, who do not blow their right hand from their left, and also much cattle?" Vader, ek vra U, Here, mag U met ons praat hierdie woord. Here, mag U ons help om te verstaan wat U wil hê ons moet sien. Mag U ons help om te verander. Mag U Gees oortuiging bring deur die woord, Vader. Mag U ons harte kon sny. Mag ons sien wat U binne gebeur. Mag U ook kom genesing bring deur die woord. Mag U verandering bring. Binne in Jesus naam. Amen. Ek het 'n vraag vir jou vanoggend en dis eenvoudig hierdie, wat maak jou beter as ander? Wat maak jou beter as ander mense? Miskien moet ek het so vra, wat maak jou dat jy meer God se barmhartigheid en genade verdien as iemand anders? Wat is daar wat jy sê, ek verdien God se goedheid in my lewe? Want die waarheid is dat absoluut niks is wat jy kan doen, dat maak dat jy God se goedheid verdien. Sien, hierdie storie van Jonah is 'n storie van 'n profeet. Met ander woorde, dit is 'n storie van iemand wat God ken.
Dis 'n storie van iemand wat God se stem hoor, dis 'n profeet. Hy hoor God se stem, duidelik. Maar as iets wat maak dat hy nie bereid is om God te gehoorsaam nie. Daar's iets wat maak dat hy nie bereid is om gehoor te gee aan wat God van hom vra. Ek dink baie van ons is presies op dieselfde plek en ek sit myself in dieselfde bootjie. Ek weet wat God van my vra. God se woord is baie duidelik oor wat hy van my vra. Hy vra van my om op 'n sekere manier te leef om hom te eer. Hy vra van my om plek te hê in my hart vir alle mense. Om alle mense lief te hê, om my naaste lief te hê soos myself. Hy vra van my om gehoorsaam te wees aan hom. Om so my liefde vir hom te wys. Dis wat hy van my vra, dis wat hy van elke liewe een van ons vra. Presies hoe dit lyk. Dis iets wat hy saam met ons deurdra vir elke een van ons individueel. Maar ons het nie nodig om 'n profeet te wees om te weet dat dit wat God is wat God van ons vra nie, want God het vir ons sy woord gegee om te verstaan wat hy van ons vra. Ek kan verstaan dat Jona dalk was soos nee, ek wil nie dit gaan doen nie, want God praat met hom en hy soos, maar Here, ek wil nie na mense toe gaan nie, want weet u wat het hulle gedoen? Weet u wat se afgryslike goed het hulle gedoen? En so wat Jona doen is, hy rebelleer teen God en hy hardloop weg van dit wat God hom stuur en hy gaan 100% in die ander rigting, soos die Wiekes laasweek ook vir ons verduidelik het. En in plaas van om 1000 kilometer na Assiriërs toe gaan in Nineve, hardloop hy weg om 2000 kilometer plus in 'n ander rigting te gaan. Tot in die uithoeke van die bekende wêreld in die teenoorgestelde rigting. Dit is waartoe Jona gaan. Dit is 'n storie van iemand wat self-righteous is. Dit is 'n storie van iemand wat dink hy is goed op grond van die feit dat hy 'n gebore Israeliet is. Op grond van sy etnisiteit, op grond van die kultuur waarvan hy deel is hy nou goed en beter as iemand anders. Dit is 'n storie van iemand wat nie bereid is om Nineve toe te gaan nie, want hy weet wie God is. Kan jy dit dink? Jona weet wie God is. En dis wat maak dat hy ongehoorsaam is aan God. Dis eintlik 'n bietjie shocking as mens dink hieroor. Ons raak dink oor dis sy rede. Sy rede hoekom hy nie gehoorsaam is aan God nie, is omdat hy weet wie God is. As hy dink God moet barmhartig wees in hom. Asof God verbind is in een of ander manier om te sê, maar God moet barmhartig wees met my. Maar God hoef nie barmhartig te wees oor daai mense. En so God het my roep om my boodskap van die evangelie te vat na ander groep mense toe, wat volgens my dit nie verdien nie. Nee, sekerlik mis God dit. Sê hierdie is wie God is, dis wie hy glo God is. You're a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love and relating from disaster. Dis hoe hy hom ken. Dis ook hoe hom nou net beleef het in die res van die storie, wat ten spyte van sy ongehoorsaamheid red God hom. Wanneer hy sy eie lewe wil laat neem, wanneer hy is soos nee, gooi maar net eerder in die boot, dat ek al net doodgaan. Want daai mense, hulle mag nie die evangelie hoor nie, so ek sal eerder sterf, maak my eerder dood, as wat mense die evangelie hoor. Mense wat ek so haat, wat ek so afskeid, wat vir wie u lief is, vir wie u omgee, teenoor wie u barmhartig wil wees. Kan jy sien hoe die realiteit van Jona wat die waarheid weet, nie maak dat die waarheid binne in Jona leef nie.
En dis presies dieselfde gevaar wat ons het vandag. Sien as ons hier so sit en dink, Jonah, jy het gemis. Jonah, jy was 'n verskriklike. Hoe kon jy dit mis? En ons wil krities wees teenoor Jonah, dan wil ek vir jou sê vanoggend, maar dalk moet jy krities wees teenoor jouself. Miskien moet ons nie hier sit en dink, jy's Jonah het gemis en nie bewus wees van die feit dat maar dalk is ek. Dalk is ek net soos Jonah. As die Here vir my moet vra om die evangelie na sekere mense toe te vat, dan ek eerder net sê, maak nie dit dood. Ek kan nie dit prys gee. Daar is te veel wat U van my vra om na daai mense toe te gaan. God probeer in sy genade vir Jonah help om te verstaan hoe verkeerd hy dink. Deur te kom en sy onmiddellike behoefte te ontmoet. God in sy genade met so 'n verkeerde hart, dat Jonah sit daar op 'n berg en sê, ek gaan nou gaan preek dat hierdie verdoemenis gaan kom, 40 dae gaan julle uitgedoes wees, verwoes. Jonah soos nou sit hy en wag, as hy, Here kom. Maar is warm, terwyl hy sit te wag. So wat doen God, hy laat die plant opgroei, van skade gee. En dan hier normaal, laat hy die plant weer die volgende dag weggooi. En die woord sê, hy laat het warm word. God maak seker dat het warm word vir Jonah. Dat Jonah se kop brand. Dat het vir hom baie sleg is. Slegter as wat het was voorheen. En die hoop dat Jonah sal verstaan dat sy hart is verkeerd. Dat Jonah sal verstaan dat net soos wat hy nie die plant verdien wat God laat groei het nie, so is hy nie die een wat kan sê of iemand barmhartigheid verdien of nie. Hy is nie die een dat moet bepaal of iemand barmhartigheid verdien. Sien, Jonah se plek waar hy is as 'n Israeliet om mee te begin. Hierdie ding wat ingekruip het in hulle volk en sê, nee, God is goed vir ons, want ons is spesiaal, want ons is nou hierdie volk van hom. Maar God maak het so duidelik wanneer hy die volk kies, dat dit is nie as gevolg van iets goeds wat hulle gedoen het nie. En sy woord maak hy dit soveel keer so duidelik, dat het is nie omdat hulle spesiale mense was, of dat hulle dit was, of dat was, of dit hier was nie. Dit is eenvoudig God se barmhartigheid oor 'n groep mense. Het gesê het, ek sal myself aan hulle openbaar. En van die begin af wat sy hart gewees het, deur daai groep mense, die res van die wêreld hom sal leer ken. Dis van die begin af so. En so wanneer Jonah op die plek kom, waar hy nie bereid is om hierdie boodskap van God te vat na ander groep mense toe, dan wys dit maar net dat Jonah dink hy is meer spesiaal as wat hy is. Sien, Jonah dink hy is hierdie regverdige mens. Hy is hierdie righteous kind. Maar as jy die storie lees, as ek soos Jesus, Jonah, jy mis dit. Daar is soveel goed wat jy verkeerd doen. Hoe sê righteous, jy rebelleer. Jy rebelleer dan direk teen God self. Maar selfs wanneer hy in die vis is, dan dink hy, God is veronderstel om te red. As jy mooi daai gebed lees, dan klink dit nog steeds as jy hierdie hart optel van 'n Jonah wat maar nog op hierdie punt is van, ja God, U is veronderstel om my te red wanneer ek uit my toe. U het 'n verpligting teenoor my.
om my te help, om my te red. En daai mense, hulle mag nie eens weet van nie. Hulle doen soveel erger goed. Jonah is self-righteous. Nou die Merriam-Webster Dictionary sê die volgende. Wat het beteken om self-righteous te wees? It's convinced of one's own righteousness, especially in contrast with the actions and beliefs of others. And you are narrow-mindedly moralistic. Dis presies hoe Jonah is teenoor die Assiriërs. En soos hulle verdien glad nie God se genade. Wat hulle doen is verskriklik erg. Doen ons nie dieselfde nie? Ons dink sekere sondes is erger as ander. In ons kultuur sal ons kyk na ander mense in ander kulture en sê maar wat hulle daar doen is verskriklik erg. En ons sal mis wat ons as 'n kultuur doen. Wat eintlik maar net so erg is. Wat net so God se hart mis. Maar ons is verblind tot dit. Sien, ons dink ons verdien God se goedheid. Ons dink ons verdien sy barmhartigheid. Op grond van hoe ons hom gehoorsaam. Miskien op grond van hoe gereeld ons tyd in sy woord spandeer. Miskien op grond van hoe vergewig jy is teenoor ander mense. Miskien op grond van hoe getrou jy is vir die werk. Jesus, maar God moet goedlik reg uitwerk vir my. En albei vriend met wie ek hierdie week praat, vir Here vertrou vir iets en hy sê, dit gaan nie gebeur nie. En hy is kwaad vir die Here, want hy het ons als gedoen van sy kant af. En so kom ons ook daar, waar ons baie keer dink, maar ons mag kwaad wees vir die Here. En toe kom ons in die goed in ons het aan alles gedoen, ons het gevas, ons het gebid. Ons is betrokke by die kerk, ons is vergewe, ons lees ons Bybel, ons is 'n positiewe invloed in ons gemeenskap, ons kyk na ons familie, ons werk hard, en alles wat ons moet doen, ons leef hierdie lewe wat so vroom is vir God, en so God, jy moet goed wees teenoor ons. Ons verdien dit. Miskien dink ons verdien God se goedheid net op grond van die feit dat ons Afrikaans praat. Want God was nog altyd saam met die Afrikaanse mense. Ons is sy spesiale volk. Ons mis dit so. Dis is nie dit. Elkeen van ons wat God ken, is omdat God ons gekies het. Is omdat hy gekies het om homself in ons te beleid. Dis hy wat iets gedoen het. Dis hy wat genadig is teenoor ons, dis hy wat barmhartig is teenoor ons. En dis hy wat iemand gebruik het om homself in ons te beleid. Nou vir ons, as ons nie bereid, moet hier iemand te wees wat iemand anders help om te vind. Sien, ons is mense wat oor die algemeen wil hê dat God barmhartig moet wees in ons. Amen. En ander mense, hulle moet hy sy oordeel beleef. Dis Jonas hart. Ja, ek verdien barmhartigheid, maar hulle verdien oordeel. Dus miskien voel jy so, want jy het al hoeveel keer die evangelie met iemand gedeel. En hulle wil nog steeds nie repent. Dus nou raak jy soos, ja Here, hulle moet maar oordeel beleef. Dat hulle maar oordeel beleef. Dis reg. Ek gaan nie meer barmhartig wees nie, maar sien die boodskap van die evangelie is een, dat Christus
regverdigheid gebring het. He brought justice and mercy in the same act as he died on the cross. En so dis nie meer vir my om hierdie justice te wil kom na mense toe nie. Ja, dis nodig dat justice kom sodat mense repent. Maar dis die hart. En so baie keer is ons op 'n plek waar ek my eie hart kyk, waar ek soos, ja, Here, laat dit kom, laat hulle voel, laat hulle nog voel. In my hart, en as ek mooi kyk na my hart, is dit sodat hulle sal draai na U toe nie, maar dis want dis hulle verdiende wil. Dis wat hulle verdien. En dan vergeet ek, maar ek verdien dieselfde. En ons niks wat ek kan doen, wat maak dat ek nie God se oordeel verdien nie. As in Jesus is merciful. En so wie staan in jou lewe wat weer die evangelie moet hoor? Wie staan in jou lewe vir wie jy moeg geraak het om die evangelie mee te deel? Want jy is soos hulle met hom net oorgelaat word aan God. Hy nou om te dien. Wie is daar wat jy denk die tyd vir dit? Jy gaan jou een keer die evangelie te deel. Wat is dit verdiende doen? Hulle is wat hulle is, want hulle het keuses gemaak in die lewe. Maak nie saak hoe die kaarte gedeel was vir hom uitgedeel was nie. Hulle het keuses gemaak en dis hoekom hulle sit waar hulle sit. Dis die eenvoud van dit en dis hoe eenvoudig ons dit wil maak. Baie keer. Jonas soos hulle verdien dit. Hulle het besluit om so te wees. Maar God sê nee. Waar is ek en jy in terme van sommer doen ons opstaan elke dag? Is ons bewus van die feit dat ons nodig het om hierdie barmhartigheidsboodskap weer te hoor? Elke oggend wat ek in die opstaan. Dat ons sal weet dat die feit dat ons vandag leef is omdat God barmhartig is teenoor ons. En so mag ons vanuit daai plek uit barmhartig wees teenoor ander. Mag ons ook genadig wees, mag ons ook mense wees wat nie judgmental teenoor ander mense optree, omdat hulle hierdie of dit of dat nog nie reg doen. Omdat hulle anders sien as ons en anders leef as ons. Maar mag die Here ons help om nie soos Jonas te wees. Mag die Here ons help om soos Jesus te wees. Johannes 3 vers 16 tot 17 sê hy, For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. En so ons hart is veronderstel om op 'n plek te wees waar ons nie daar is om mense te veroordeel nie. Maar ons soos Jesus bereid te wees om onsself neer te lê, om tweede te wees. Sodat ander God sal vind. Sodat ander gered kan word. Johannes 12 vers 46 tot 48 sê die volgende. I have come into the world as light, so that whoever believes in me may not remain in darkness. If anyone hears my words and does not keep them, I do not judge him. For I did not come to judge the world, but to save the world. The one who rejects me and does not receive my words as a judge, the word that I have spoken will judge him on the last day. En so vanoggend soos ek hierdie met jou deel, wil ek hê jy weet oor my hart hiervan is nie om jou te oordeel. My hart is nie om hierdie met jou te deel en te sê, hoor jy doen dit of dit verkeerd nie. Maar my hart is wel om te sê, mag die woord van die Here in ons harte penetreer en vir ons kom vra, is ons besig om getrou te wees aan wat God ons geroep het om te wees.
En dan kom 'n dag dat ons voor die groot regter sal staan. Het is nie vir my om te oordeel of jy leef volgens God se wil. Het is God se plek. Maar het is vir ons om voor God te staan en toe te laat dat sy woord aan ons wys wat in ons hart aan. Dat as ons op 'n plek is waar dit nie reg gestel word, dat ons soos Nineve geleentheid het om te repent. Nie te repent deur net jammer te sien, maar deur te repent en te verander hoe ons leef. So mag jy ons help. Ons bid saam. Ja, Vader, ons wil U dank, Here, vir U barmhartigheid teenoor ons. Here, dankie dat U hart vir ons is om meer van die goedheid te beleef. Here, U hart teenoor ons is om meer te beleef van hoe U vir ons nog 'n kans wil gee. Vader, en U hart teenoor ons is om te sê, maar ek gee jou geleentheid om ook hierdie selfde te gaan deel met ander mense. Om nie net mense af te skryf, en nie net te sê, wel ek het nou genoeg met jou, ek gee nie meer om oor jou. Jy het genoeg kanse gehad. Here, dankie dat U in ons harte kom werk om ons op 'n plek te bring waar ons nog steeds liefde het. Nog genade het, nie uit onsself uit nie, maar uit U uit. Uit U wat vir ons iets skenk, deur die Gees, die krag, die bonatuurlike vermoë om lief te hê. Vir ons liefde stoel. So Vader, ek bid vir ons elkeen, Here, dat U, wanneer ons die evangelie deel, dat mense dit sal hoor. Nie as judgment, maar as 'n opregte omgee barmhartigheid. Sê die Here wil iets meer vir jou hê. Vader, dankie dat ek dit kan spreek oor ons as gemeente. U wil meer vir ons hê. Meer van die goedheid, meer van die guns, meer van die genade. Ek spreek dit oor ons uit, Here. Nie omdat ons dit verdien, nie omdat ons op enige manier gehoorsaam is, maar omdat U hart teenoor ons goed is. Ons dank U daarvoor. God se mense sê saam. Amen. En so op deur die boodskap word jy lief vir God, lief vir mense en maak disippels.